Wel hoor, is daar 1 of 2 brandende getuienisse. Ek wil vir die Here dankie sê, al is my stem nie baie, of is hy nie reg nie, kan ek die Here prys. Amen! Die graf is leeg, sien die doeke lê. Ons aanbid die lewende God, broers en susters. Weet ek dink aan 'n liedjie wat sê, just believe when you call on his name. Hy leef het opgestaan. As my suster 'n getuienis. Hy het beroerte gehad aan die linkerkant is dood. Lang. Gistermôre stuur hulle vir sy video, sy begin al hy linkerbeen optel. Hy is die koning van konings, hy ken allemaal van ons harte. Hy staan nie aan ons rechterkant vanavond. So ons moet nie dink ons so ver te praat en wat jy weet, ek weet wat ons nodig is. Voor die koning nog ons lippe geraak, ek weet nie wat ons vraag, ons sal weet as om ons kant te gaan. Ek kan net om sy dankie vir die Here vir alles wat hy vir ons doen. Ek geloof en prys sy wonderlike naam. Amen. Ek wil vanaand vir die Here baie dankie sê, hy het die deur oopgemaak vir my kinders en my kleinkind vir nuwe werk en hulle is baie gelukkig. Brandon begin die einde van die maand daarmee. Dis dieselfde company maar net te hoor ons wat hy gekry het. Ek wil al die lof van al die eer. Ek is dankbaar dat die geleentheid het om die Here se naam groot te maak. Amen. Ons was so vandag daar na my niggie se man se 70ste verjaarsdag. En terwyl hy daar sit, en daar's nou 'n klompie mense, is nie baie nie, maar so almal familie en 'n klein bietjie vriende van hulle. Luister jy terwyl jy maar daar sit en jy hoor hoe almal in hulle lewe deur probleme gegaan het. Ja. Jesus. Ja. Daar wat nou 70 word Dinsdag. Hy werk vir 'n firma, hy het 'n goeie pos, hy is die chief safety officer, kry goeie pay. Hy het laas maar nog die pay gekry. Maar daar's toe iets wat ek oplet wat vir my kom. Dis baie mense, die enigste seun wat drink getal. Dis eintlik alkoholis. Weet jy wat sê, jy is so 30. Ja. Hy is 'n jong seun. Maar hy drink vir homself in 'n pool in. En elkeen het 'n storie, jy weet as jy so luister. Maar weet jy hoe min van hulle is betrokke by die kerk? Ja. Yes. Weet jy hoe baie hierdie ou klein kerkie met sy snaakse mense, of ons, my vrou, iets beteken. Yes, amen. Ek het al kan werklik sê, mense besef dit nie, maar die gebede draai jou. Ja. So waar. Ek kan nie my indink dat ek nou net by die huis kan sit en net tevrede daarmee, ek sal maar, al by die huis oor my probleem. Of so nie, as jy 'n probleem het, dan steek jy hom so 'n bietjie weg, jy weet. Ander moet nie van hom hoor nie, net ou bid hulle daaroor, dan raak jou probleem weg. Mens moet oop wees. Dit gee ander mense die geleentheid om vir jou te bid. En ek eer die Here vir sy geweldige liefde vir hom. As ek so gekyk het vandag, die Here is baie goed vir my. Yes, amen. As ek ooit laat dan seker Helena. Ja, dis waar. Daar is goed wat baie keer so 'n bietjie so 'n grondpad, 'n gat hier en 'n klip daar. Ons gaan oor hom, dan gaan ons weer. Eer die Here daarvoor. Amen. Ek het lekker spotty so diep in my hart. Ek het lekker spotty so diep in my hart. Die sonde wat my kwel het ek eers gesnap. Ek het lekker spotty so diep in my hart. Ek het lekker spotty so diep in my hart.
gaan ons oom Hans voorgee, soos gasprediker vanaand, ondersteun hom gerus, jou hande klap en halleluja. Die pastoor daar opstaan en hy val die mic hier op en blik nog hy gaan tree. Dis wonderlik om in die huis van die Here te kan wees. Amen. Dis 'n groot voorreg, nie 'n reg nie, Dis 'n voorreg. Ek het vir my verrassing gehad. Hierdie is nou al my aantekening. Yes, Prys die Here. Ek gaan julle rukkie besig. kerkhouse vanaand. Dankie. Halleluja. Dit gaan regtig nou nie so erg wees nie. Wie sal onthou wat was die tema van vanoggend se diens? Ons kyk hier luister 'n bietjie. As Suster Chanel goed op die gebedsgroep te sit. Kerk loof die Here tot jy. Ons het vanoggend 'n geseënde diens gehad, prys die Here. Jammer vir die wat nou nie was nie. Hulle het omstandighede gehad. Dat hulle nou nie hier kan wees nie. Maar prys die Here. Weet ek sê, pastoor sê Sondag aand vir my na diens ons hier uitstap, sê hy wat vanaand vir hulle iets sal bring. En ek sit maandagoggend daar by die houtjaar sit ek daar op 'n stomp. Nie 'n toestand nie. Maar ek dink oor wat sal ek nou vanaand bring? En dit kom by my op. Ek weet nie wie van julle het pastoor Corneille se preek geluister nie. Hy het aangehaal daarso. Hoekom moet jy wag om jou naam op 'n lys te sit? Yes. Om te vas. Ja. Prys die Here. Amen. Nou as jy vat 'n byl, as jy hout kap en daai byl is stomp, kan jy baie moeilik aan daai hout. En so is dit met ons as kinders van die Here ook. As ons geestelike byl die stomp is, dan sukkel ons lekker, hoor. Nou ek het eintlik 'n verrassing vanaand. Ek het gedink ek gaan nou alleen hier voor staan. Maar ons gaan almal deel hê in hierdie dit wat vanaand uitgaan. Marna, sal jy vir ons Handeling 13 vers 2 en 3 so lank soek? Sal jy so lank vir ons Joël 1 vers 14? Joël 1 vers 14. Fred, sal jy vir ons Joël 2 vers 12 soek? Salome, jy kan my nie leen. Esra 8 vers 23. Sandra, jy kan vir ons Jesaja 58 vers 6 soek. Toli, Exodus 34 vers 28. Exodus 34 vers 28. Ons wat Sondag 58 vers. 58 vers 6. Joel 2 vers 3. Ekskuus. Fred sin is Joel 2 vers 12. Marna is Handelinge 13 vers 2 en 3. Toli, jy is Exodus 34 vers 28. Pastoor, ek dink pastoor gaan nie sit en niks doen nie. Daniël 9 vers 3 asseblief. Die kry maar weg. Eileen. Jy kan dit vir ons in Engels lees, Eileen. Dat ons bietjie die boere begin reg kry. Nehemia 1 vers 4.
sal Chanel verskoon vanaand, want sy sê die kleintjie na haar. Dit sê, nee, wacht goed, Lukas 4 vers 12. Hans, wat is Lukas 4 Esdra 8? Salome is 8 vers 23. 8, nee, dis Sandra se Salome is Esdra 8 vers 23. Wat is die naam? Wie sin? Chanel. Lukas 4 vers 2. Nou as ons kyk na vas, wat is vas? Dis 'n offer. Offer, ja, Verootmoediging. verontmoediging. Toe Jesus op die aarde was, nie, toe hy van sy volgelinge verwag om te vas en die beloon vir hulle gehoorsaamheid. Vas beteken om vrywillig, let wel vrywillig. Nie wag tot die pastoor jou vra, hoor hierso, ons gaan 'n lys uitsit, die een vas daai dag, vrywillig, om inname van kos vir 'n spesifieke tyd te verhinder, om uit te skakel vir 'n spesifieke doel. Jy weet, toe ek so kort op bekering was, en ek het nou al 'n paar dae gevas, en die Here lei my om 40 dae te vas. Ek sal nooit vergeet, ons het daar in Kaoulenstraat gebly, en ek is besig om te vas, en my ouers laat weet my, hulle kom kuier. Nou sit jy tussen die bome in die bos. Weet, ek het groot geword in die groot kerk, en braai die Saterdag aand vleis, skep op, en my skoonma, my ma vra vir Henda, nou waar's Hans se kos? Sy sê nee, Hans vas. My woord aan my skoonma was, was saam aan Henda gewees, het Hans nou 'n Jood geword. Maar ek dank die Here, broers en susters, as die Here jou siel gered het, of jy nou 'n Jood is of wat, jy bly 'n kind van die Here. Halleluja. Handeling 13 vers 2 en 3, Marla. Terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hulp gaan. Amen. Om te vas, gee ons meer tyd om in gebed nader aan God te kom. Ek onthou toe Henda besluit het sy gaan 40 dae vas, as ek die middag van die werk afkom, dan moet ek maar vir myself iets maak om te eet, en dan sê sy, sy kan nie, sê ek, hoor hierso, as jy voel jy kan, dan gaan bid jy. En dit help, hoor. Pat, Joel 1 vers 14. Heilige Vasdag roep 'n vergadering saam. Versamel die oudstes, alle inwoners van die land in die huis van die Here, julle God, en roep tot die Here. Amen. Fred, Joel 2 vers 12. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklaag. Amen. Vas demonstreer die diepte van ons begeerte wanneer ons bid. Dit bring ons nader aan die Here. Esdra 8 vers 23, Salome. So het ons dan gevas en onze God het dit gevra en hy het ons gehoor. Amen. Dankie, Salome. Jesaja 58 vers 6. Het is dit nie die vas, wat ek verkies nie, dat julle losraak, maak die bande. Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan, en verdruktes en elke juk stukken breek. Amen. Net vers 6. Ja. Vas help ons om weg te breek
van die wêreld en die vlees, sodat ons sterker kan word in die gees. Prys die Here. Vas en gebed help ons om te besef dat ons God nodig het en dat dit net hy is wat ons waarlik antwoorde kan gee op al ons vrae. Nou op hierdie ene het ek 'n groot getuienis. Weet ons is daar op 'n slange op vakansie, ons in Johannele en Johan en daar's daar voor in die sitvertrek en Sandra's in die kamer en ek lê in ons kamer en die volgende oomblik hoor ek net Sandra kom uit die kamer uit gestorm. En sy sê net Jesus bloed, Jesus bloed. Kry sy die tyding. Dat halleluja, dat Barry's kanker het. En ek dank die Here broers en susters, ons het wapens wat ons kan gebruik. Ons as familie roep 'n vasdag uit en ons bid daai dag en ons kom hier aan by mekaar en ons bid vir Barend. En ek dink dit was 'n rukkie daarna, toe kom dit uit dat Barend skoon is van die kanker. Dit gebeur toe besef ek, ons het wapens, maar ons gebruik dit nie. Halleluja. Pastoor Daniël 9 vers 3 sê, en ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. Dit is 'n voorbeelde van mense wat in die Bybel gevas het. Hierdie was Daniël gewees. Eileen, en Nehemia 1 vers 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven. Then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God. Amen, prys die Here. Chanel, Lukas 4 vers 2. Waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is en hy niks geëet het in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Dit was nou Jesus wat hierso self ons die voorbeeld kom stel het om te vas. As ons kyk na Matteus 6 vers 6 tot 18. En wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos geveinsdes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. Amen. Dolie, Exodus 34 vers 28. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskrywe. As ons na hierdie gedeelte kyk, dit was Moses. Ja. 40 dae en 40 nagte. Ons as mens sal dit 3 dae maak, as jy sonder water maak. Ja. Maar hier sê hy, Moses was vir 40 dae, 40 nagte, sonder kos en water. As ou na dit kyk, dan besef 'n ou, Moses het eintlik baie naby aan God gelewe. Dis ons 'n goeie voorbeeld. Ek wil afsluit vanaand met hierdie versie. Dis Markus 9 vers 28 en 29. En dit is Jesus wat hier in die woord is. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? Dit was die seun wat maansiek was. En wat was Jesus se woord aan die disippels? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan, deur gebed en vas nie. Nou ons kyk hier na
hierdie geslag. Yes. Ons wat hier sit vanaand is deel van hierdie geslag. Amen. En baie sê ja, vas is vir die Ou Testament. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk. Vas kom in die Ou Testament voor, vas kom in die Nuwe Testament voor. Ja. En as ons kyk, daar's so plus minus 70 skrifte in die woord van die Here wat praat oor vas. Maar daar's 600 skrifte wat praat oor gebed. Ja. Prys die Here. Amen. 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 Nou ek het iets geleer in my kort tyd in die bediening, is dat as jy kort is, dan word jy weer genooi. So Hans het nou weer vir hom 'n spot geboek om binnekort weer vir ons te bedien. Julle is lekker. Ek weet net julle het dit vanaand geniet. Dit is my so lekker. Ek dink in Jesaja, ek dink was Jesaja 63 wat praat oor die, of Jesaja 65 wat hy praat oor die vasting. Of 58, ekskuus. Kan nou nie onthou nie. Maar dan sê wanneer ons vas, moet dit nie gaan oor enigiets anders te boonbehalwe dat ons ons verhouding met die Here wil verskerp nie. Ons moet gaan en dan ons kos aan die armes gaan uitdeel. Dit gaan nie oor wie my sien as ek vas nie. Dit gaan eintlik, weet nie hoekom vas ons? Want ons moet nader aan die Here kom. My soek en my bede wanneer ek vas is nie om te sê, o Here, kyk hier so almal moet nou sien dat hierdie ou was na 'n vasting en hy kom dat Here vastyd nie. Dit moet eintlik wees, Here, ek wil nader aan U kom. Dankie om Hans vir dit, ek waardeer dit, is my lekker, ek geniet dit. Het is lekker om te weet dat ons almal skiet so na en dan 'n bietjie kort, nee. Ons vergeet so 'n bietjie dat ons nog 'n wapen in ons skede het en ons like om dit net so 'n bietjie in die agterkant van ons weg te steek. Jy kan vanaand vas. Is daar iemand wat vir jou sê jy moet vas? Weet ek het dit nou maar vanaand sê, ek het op 'n stadium met 'n reël vir myself gehad. Ek vas elke Woensdag. En ek het dit basies so ingestel, ek kan julle my kort rympie vertel. Ek het gesê ek kan nie op 'n Maandag, want dit is na Sondag. Sondag eet ons groot kos. Nou Maandag moet ek nou weer opvang want dan gaan ek nou Maandag vandag honger word. Dinsdag gaan ek nou net uit Maandag se kos uitkom. So Woensdag is 'n goeie dag. Vir Donderdag moet ek weer begin eet want ons is weer op pad naweek toe vir Vrydag en Saterdag. So Woensdag was altyd my dag. Maar weet jy kind van die Here, dit maak nie saak nie. Eendag 'n week. Ja. Weet jy eendag 'n week. Skuif net jou kos een kant toe. Jy kan dit vir 40 dae doen. Ek weet van 'n paar besondere mense wat vir 40 dae lank kon vas en al gevas het. Nou net op kos, nou nie op water nie. Ek weet van niemand wat 40 dae sonder water was nie. Maar en die kosbare ontmoetings wat hulle met die Here gehad het. En ek kan nie beloof wat nou 40 dae so 'n dag is. 40 dae is 'n langer tyd, dit bring jou nog nader, maar 'n dag is net so goed soos 40 dae. Want wat sê die skrif? 1000 jaar is vir die Here soos 'n dag. En 'n dag is vir die Here soos 1000 jaar. Ek sê nie ons moenie 40 dae vas nie, ek sê nie dat vir die Here maak dit nie saak nie. Kies een dag as jy diabetes en jy sukkel, weet jy wat? Moenie al jou kos wegskuif nie. Maar vas op iets anders. Weet jy, ek het geleer dat baie keer wil ons net op kos vas. Weet jy dat ons kan bietjie op ons selfone vas? TV kyk, nuus kyk of wat ook al, dit wat jou aandag bietjie so baie aftrek. Vas op dit ook. As jy dan nou nie van kos kan afstaan nie, gebruik iets anders te vul dit op. En in daai tyd wat jy oop het, gebruik dit dan tot eer en verheerliking van die Here. Amen. 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 Nummer 6 sê, die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen. Vader, dankie vir die voorreg wat ons kon geniet het weer eens vanaand in die huis van die Here te kon wees. Om in U teenwoordigheid te kon inkom en te kon ervaar, Here, dat U met ons praat en dat U met ons bemoeienis maak. Here, dankie dat ons weer eens iets nuuts kon geleer het vanaand. Dankie, Here, ook dat ons laste by U neergelê het vanaand, Here, en ons gaan dit nie weer optel. Amen. Here, dankie dat ons kan omdraai en wegloop van die laste af, want al kom ons weer eens na U toe, is daar die laste weg. Here, wil ek vra daar waar ons nou gaan vandag en waar ons 'n nuwe week weer gaan begin, Here, dat U met ons sal stap, dat U ons sal lei, beskerm en bewaar, dat waar ons gaan en wat ons doen, Here,
dat ons U lig sal skyn, dat mense wat in die wêreld is, dat hulle ons die lig in ons sal raak sien. Here, dat hulle ook sal wil hê dit wat ons het. Here, dat ons ander wat in die wêreld is, dat ons hulle na U toe kan lei. Here, help ons om U lig te skyn, Here, en om die Gees van God te kan dra, sodat mense dit in ons sal raak sien, dat ons nie nodig het om dit met ons mond te getuig nie, maar dat ons dit sal wys, hoe U in ons en met ons en deur ons werk. Seën ons dan nou verder, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen en amen.